Goeiemiddag, 14 Julie. Daar is baie mense wat kla oor die refugee-program. Dit vat te lank. Ek kan nie my diere saambring nie. Kan ek bietjie agterbly en nog eers ander goed uitsorteer? Hoekom kan my familie nie connect met my en saam my kom nie? Seker baie vrae. Maar hulle consider nie, weet jy wat is 'n refugee-program? Weet jy wat is 'n refugee? Tradisioneel, 'n refugee is iemand wat weghardloop uit 'n oorlog uit. Daar's oorlog aan die gang. Sy huis is stukkend geskiet, of hulle skiet om sy huis en hy vlug vir sy lewe. Kom by 'n punt uit, maybe 'n buurland of waar iewers, en daar is die United Nations of iemand anders 'n kamp gemaak en vat jou daarin vir veilige bewaring, sodat jy nie statistiek word van hierdie oorlog nie. Dan normaalweg sit jy in daai kamp vir maande tot jare, terwyl dit jou prosesseer en jou daarna gaan uitskuif iewers heen, na 'n ander land toe waar dit veiliger is. Nou, Amerika het hierdie program, hulle noem dit die refugee program. Dis basiese beginsels is dieselfde, jy vlug vir persecution van jou lewe. Maar dit word hanteer amper soos 'n immigrasieprogram. Baie mense dink dit moet 'n immigrasieprogram wees. Daarom stel hulle voorwaardes. En hulle probeer voorwaardes vir die United States government stel, van hoe dit moet gedoen word. Hoekom doen jy dit nie eerder so of eerder so nie? Maar hulle vergeet van waaroor gaan die program eintlik. Hoe gelukkig is jy om die program te kan deelneem? Hoe gelukkig is jy om in jou huis te bly en aan te gaan met jou werk waar jy is? Jy hoef nie te vlug onmiddellik vir jou lewe met niks nie. Jy het tyd om te gaan papiere kry, jy het tyd om goeders reg te kry, jy het tyd om planne te maak, tyd om vir familie kubai te sê, totdat jou beurt is om op die vliegtuig te klim en te ry. En as jy hier aankom, is jy klaar reg omtrent gesettel, want as jy hier aankom, alles gebeur onmiddellik, jy kan onmiddellik jou social security kry, jy het onmiddellik werks authority. As jy die vermoë het, jy ekstra geld gehad het, het jy jou goed in 'n container gepak en het kom hierdie kant toe, jy bring al jou goed saam, dis nie uitgebrand stukkende skiet of net agtergelaat nie. Jy het die vermoë gehad om eers jou goed te verkoop, jy het daarop iets gekry van jou goed wat jy het. Miskien jou huis en jou kar verkoop, en daai goeders, waar 'n gewone refugee glad nie daai geleentheid nie. Hulle hardloop onmiddellik weg met dit wat klaar in hulle lyf het. En partykeer vir dae en dae sonder kos en water, deur lang afstande, te voet, tot hulle by 'n veilige refugee kamp kan uitkom. Consider dit bietjie. Die wat so kla oor die program, wat allerhande klagtes het, van dis te stadig, te vinnig, of dit gaan nie gebeur van my nie, of hulle kon dit eerder so of eerder so doen, of hoekom het Koos eerder gaan voor ek gegaan het, en ek het voor Koos aansoek gedoen. Dink bietjie mooi daaroor, wat is eintlik 'n refugee? En dan dink daaroor, wat se guns jy het, wat se voordele jy het om deel te gebruik van hierdie program. En sê dankie. Wees net dankbaar vir die geleentheid wat jy kry. Hier's nou oor die 7700 mense hier in Amerika wat die geleentheid gekry het en maak 'n sukses van hulle self. En daar's baie plek vir baie nog. So, kom ons sit net ons positiewe gesindheid by mekaar en wees dankbaar vir dit wat jy het. Die wat dit nie kon maak nie, wat ongelukkig denial-briewe gekry het, of jy kan nie meer voortgaan met die application nie. Dis is jammer, ek is jammer vir julle part, maar is ongelukkig deel van die program ook. So die ander, wees positief, sit skoor aan die wiel, en wees geduldig, dit kan lang vat, maar ten minste, sit jy nie in 'n gevangenekamp iewers, in 'n refugee kamp, met die minimum kos en water, en ablusie geleenthede. Jy sit waar jy is, en jy kan jou proses volg, en gemaklik oorkom Amerika toe. Alright, sien julle later.